Of jy nou 'n jong mens is, wat nog jou pad soek in die lewe, of 'n volwassene, wat deur jou lewensstorms gaan, of 'n afgetredene, wat terugkyk op julle jare van getrouheid, elkeen van ons het 'n getuienis om te lewe. Vandag gaan ek kyk na 3 sleutelpunte in die skrif. Eerstens, getuienis is 'n bevel. Ons kragbron, en dan getuienis lei tot ewige beloning. So as ons begin met getuienis is 'n bevel van God, dan moet ons weet dat ons nie kan swyg nie. Dis nie 'n keuse nie. Kom ons kyk in die woord. In Matteus 28 vers 18 tot 20, hoor ons die groot opdrag. Toe het Jesus na die disippels toegekom en tot hulle gepraat. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen en maak disippels van die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is by julle al die dae tot aan volëinding van die wêreld. Hier is ons verduidelik, Jesus gee ons nie 'n keuse nie. Gaan heen beteken, deel die goeie nuus. Dink aan jou omstandighede, binne jou vriendekring, of jy by die skool is, by die huis, waar jy nou ook al kuier. As jy nie van God vertel nie, wie gaan? Ons wyses en gryses, met baie lewenservaring, is 'n skat vir jong mense. En julle kan gerus julle lewensverhale met die jonges deel. In Psalm 96 vers 3 staan daar: Vertel onder die nasies sy heerlikheid, onder al die volke sy wonders. God beveel ons om te vertel, want sy storie moet gehoor word. Sonder getuienis word die evangelie 'n geheimpie in die kerk. En dit is nie God se plan nie. Christen wees en getuienis lewe kan nie van mekaar geskei word nie. Om 'n getuie te wees is niks anders om 'n normale Christen te wees. Jy is vanselfsprekend 'n getuie, want jou lewe hoort te getuig van wie jy en wat jy is in God, nog voordat jy 'n woord gesê het. Maar dit is baie belangrik dat die woord wel uitkom en dat ons vertel van wat God vir ons gedoen het en dat hy onbeskryflik groot en goed is. Om te vertel of te getuig oor God se goedheid lei ook tot ons eie geestelike groei. Maar dit maak my wonder, as dit 'n bevel is, hoekom is ons dan bang of skaam om soms ons getuienis te lewer? Dalk het jy 'n vrees dat jy gespot sal word oor jou getuienis. Dalk is dit peer pressure of sosiale media wat druk gee. Dalk voel jy dat jou getuienis nie goed genoeg is nie. Watter verskil gaan my storie nou maak? Dis nie so indrukwekkend nie. Dalk vrees jy dat jy geoordeel sal word dat jy iets gesondig het. En nou onthou, daar is nie groot en klein sondes nie, maar vir hierdie gaan ek 'n voorbeeld gebruik van groot en klein sondes. So, dalk wil jy vertel van 'n verslawing, of 'n egskeiding waar jy is, of 'n abortus of 'n diefstal, né? Klink na groot goed. Of die kleiner sondes, soos 'n wit leentjie wat vertel is en gevolge daarvan. Of 'n skelm uitglip om van vriende te kuier sonder toestemming van jou ouers. Of omdat jy oor 'n rooi robot gery het. Maar jy is dalk bang dat dit alles wat die mense gaan onthou van jou getuienis. Dalk wil jy nie elke Sondag 'n getuienis deel, omdat jy dalk voel dat jy 'n oorlog sal wees, omdat jy alweer iets het om te sê. Dalk dink jy kan nie praat nie, dat die mense gaan lag vir jou storie.
Dalk is dit die vyand wat jou stil maak. Ek wil praat, maar dalk 'n ander keer. En dan gebeur dit nooit nie. So die duiwel maak jy dan stil. Dalk voel jy dat jy 'n gebrek aan kennis het en dat hogere taal moet gebruik word soos wat die pastoor gebruik en dat jy so moet klink. Dit kan skrikwekkend wees op so baie vlakke. So hoe doen ons dit? Eerstens, onthou, God is daar en gee vir jou die nodige krag. En die Heilige Gees is ons turbocharger. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolgers, soos ek ook Christus navolg. Jou getuienis hoef nie perfek te wees. Dis jou storie van Jesus se genade. In 'n wêreld vol geraas, soos sosiale media, ons besige lewens en die twyfel wat ons soms beetpak, is jou storie, jou getuienis, die kragtigste wapen wat God ons gee om lig te bring. Jesus gee ons 'n opdrag. Wees getuies. Dis nie vir pastore en dominees alleen nie. Dis vir elkeen van ons. Sonder getuienis bly die evangelie stil. So ek hoop julle besef nou hoe belangrik dit is om getuienis te lewer en dat wanneer die pastoor die voorstaan in die oggend en vra, het iemand 'n getuienis om te lewer, dat al is dit hoe klein en al voel jy dit so min, dit is belangrik dat jy dit deel. Getuienis is nie net 'n storie wat jy vertel nie. Dit is om God se glorie te verkondig. Ons kyk na Psalm 66 vers 16. Kom, luister almal wat God vrees en ek sal vertel wat hy aan my siel gedoen het. Hier nooi Dawid almal uit, jong en oud, om te hoor wat hy te sê het oor God. Jy post dalk elke dag stories oor jou daaglikse lewe op sosiale media. So hoekom dan nie ook iets oor God post? Dit kan iemand se lewe verander. Getuienis bou geloof op in die gemeente en trek die buitestanders nader. Want hulle wil ook weet, waar kom die lig vandaan? Wat het jy te vertel? Ek wil deel wees daarvan. Dit bring my by die tweede punt. Ons kragbron. Die Heilige Gees maak dit moontlik. In Handelinge 1 vers 8 lees ons, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal getuies wees in Jerusalem en die hele Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. So julle passie vir Jesus, of dit nou van oorvertel is, woordeliks, en of dit iets is wat jy op sosiale media gedeel het, dit kan ook die uiterste hoeke van die wêreld bereik. Ek wil terugverwys na 'n vorige boodskap wat ek gebring het, seker meer as 'n jaar terug. En ek gaan nie die boodskap herhaal nie, ek gaan nie vir julle die kruks van die saak vertel net om iets te beklemtoon. So, ek is as 5-jarige deur 'n dominee gemolesteer. Ek het dit in my onderbewussyn weggebêre en dit het eers weer na vore gekom toe ek 'n volwassene was. So gebeur het toe nou dat 'n vriendin my vra om saam met haar na 'n kerkkamp te gaan. En ek was regtig nie lus nie. Ek het 'n glui gehad in enige iets wat te doen het met geloof en met 'n dominee wat voorstaan en preek as gevolg van my ondervinding. Ek het uiteindelik ingestem en daai naweek was ons seker omtrent 60 vroue en vrouens. Die tema van die naweek was van aspoestertjie tot prinses. Prinses, die kind van die koning. Ek het baie geleer en gegroei en gehuil van by die kamp. En toe die laaste dag, het ons almal bymekaar gekom en is daar krone aan ons uitgedeel. Want ons het nou van aspoestertjie tot prinses gegroei.
En die vrouens is vorentoe geroep, een na die ander, maar in geen spesifieke volgorde. En daar is gesê dat jy kon terugvoering gee oor jou ondervinding, met ander woorde, jy kon getuig. Onmiddellik het die Heilige Gees, die daai stemmetjie in jou kop, my gesê, ek moet getuig, ek moet my storie vertel. Maar daai stadium was ek skaam en ek wou nie. So ek het begin onderhandel met die Here. En ek het gesê, Here, as my kroon laaste uitgedeel is, nou onthou daar 60 van ons, dat is die kans. As my kroon laaste uitgedeel word, sal ek opstaan en ek sal my storie vertel. Noodloos om te sê, ek het die stryd verloor. My kroon is laaste uitgedeel en ek het toen opstaan en my gedeel van my ondervindinge. Na die tyd het soveel vrouens na my toe gekom en vertel van soortgelyke ondervinding of dat hulle dokters deur soortgelyk deurgemaak het. En ons kon mekaar versterk en geestelik mekaar opbou. So dit is hoekom die Here ons wil gebruik en ons stories wil gebruik. So om terug te kom na daai boodskap wat ek gelewer het. Ek het as 'n oefening vir die gemeente gesê, verbeel jou jy sit om 'n kampvuur en daar is 'n hoeveelheid stoele. En in elke stoel sit daar iemand vir wie jy moet vergifnis vra. So die tema van daai boodskap was vergifnis. In elke stoel sit daar iemand vir wie jy moet vergewe of hulle wat jou moet vergewe. En ek het ook gesê, hou 2 stoele, 1 stoel vir Jesus en 1 stoel vir jouself. En ek het hulle geleentheid gegee om in hulle gedagtes om die kampvuur te beweeg tot by hulle self. Want die probleem is dat mense wat deur trauma gaan of wat 'n slegte ervaring het, is dat hulle nie hulle self vergewe nie. En die hele doel van Jesus wat die stoel daar het, was om vir hulle te wys dat Jesus het al lank al die prys betaal. Sy teenwoordigheid daar was om vir hulle te wys dat hy onthou geen gister en geen geskiedenis nie. Dit was 'n baie emosionele boodskap, maar dit het groot impak gehad. Ek kon sien dat iemand in die gemeente baie bewoor was. En toe ek vra of enigiemand gebed het niemand iets gesien nie, maar agterna die vrou na my toe gekom en sy het vir my gesê, 5 jaar tevore het sy 'n verskriklike ondervinding gehad. En sy het gebid, want sy het verskriklike onvergifnis nagehad. Sy het gebid dat iemand eendag die boodskap sal bring. Ekskuus. Dit maak ons emosionele wrakke as ons getuig baie. En sy het spesifiek vir die Here gevra dat die boodskap van 'n vrou moet kom. So hoe wonderlik is die Here dat hy ons so kan gebruik. En dit net deur my wat 'n getuienis vertel het ons die Here verlief. En ek is seker uit haar ervaring daar het sy ook getuig en verder die storie vertel. So kom ons kyk nou na 'n voorbeeld uit die Bybel. Dink aan die Samaritaanse vrou by die put in Johannes 4. En jy kan gerus weer daai storie gaan lees, want ons vergeet soms 'n bietjie. Maar kortliks, sy was 'n outcast. Maar na Jesus se genade, haar genade was, het sy na die dorp toe gehardloop en sy het vir hulle gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Haar storie het die hele dorp na Jesus gebring. In Johannes 4 vers 39 staan daar, baie van die Samaritane het in daardie dorp het tot geloof gekom in Jesus op grond van die woorde wat sy getuig het. Die hele woorde het dieselfde krag.
getuig ons effektief? Wees eg, wees opreg, wees genuine. 1 Petrus 3 vers 15 en 'n gedeelte van vers 16 sê, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Mense sien dit. Maar doen dit met beskeidenheid en eerbied vir God. So wees gereed om julle storie te vertel, maar met nederigheid. Moenie deel om te spog nie, maar deel om God te verheerlik. Begin klein as jy dalk angs voel. En vertel vir vriende hoe 'n gebed jou deur jou eksamen gehelp het, né? Hier is nou eksamentyd. Julle kan TikTok gebruik vir die jonges, of nie die jonges nie, ek sien ons ouers kom op bietjie by. Of jy kan TikTok gebruik, TikTok en Instagram gebruik om kort getuienisse te deel. Maar weer eens, wees eg en moenie prekerig wees. Deel julle getuienisse in klein groepies. Miskien as julle op 'n koffiedייט is saam met vriendinne, of selfs op die family WhatsApp groep. Dis 'n goeie vraag. Markus 5 vers 19 vertel van die man wat van demone bevry is. Ons ken die storie van die demone wat in die varke ingejaag is en die varke wat oor die kloof geval het. En daar staan, gaan na jou huis, na jou mense toe en gaan vertel hulle wat die Here alles vir jou gedoen het en dat hy hom oor jou ontferm het. So begin by die huis. As jy bang is om te getuig, omdat jy verwerping vrees, onthou, wie gee krag? Die Heilige Gees gee vir jou krag. Jy kan altyd begin met 'n stil gebedjie. Here, gee my die woorde om te sê wat U wil hê ek moet sê. Ek glo in skietgebedjies. Hulle is baie kragtig. So ons het gesien dat dit 'n bevel is om te getuig en dat jy die krag sal ontvang om te getuig. So kom ons kyk na die derde punt. Getuienis lei tot ewige beloning. Wat is die impak van my getuienis? In Openbaring 12 vers 11 staan daar, hulle het self die oorwinning oor hom, en hulle verwys hier na die draak of die duiwel, behaal, dankzij die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad, dat hulle onwillig was om vir hom, wat Jesus is, te sterwe nie. Hierdie mense het gewen, omdat hulle getuig het, selfs in verdrukking. Elke storie wat jy deel, kan siele red, en kan die koninkryk van God bou. In Spreuke 11 vers 30, die vrug van die regverdiges is 'n boom van die lewe, en wie wys is, wen siele. Jou getuienis wen siele vir jou kinders, jou bure, kollegas, vriende, vreemdelinge, waar jy dit ook al deel. Ek dink aan 'n ouma van 'n ander gemeente, wat haar storie van genesing gedeel het, en nou bid 5 families by haar huis. Dis die beloning, vreugde nou, en krone in die hemel. So onthou, getuienis verander lewens. Dit kan ander inspireer. Getuienis herinner ons aan God se getrouheid, veral in moeilike tye en tye van persoonlike stryd. God roep ons om te brand vir Jesus. Wie moet jou storie hoor? Kom ons sluit af met gebed. Here, dankie vir wat U in ons lewens doen. Gee ons moed om te getuig. Gee dat die Heilige Gees aan ons die krag sal gee, sodat ons die lig kan wees in 'n donker wêreld. Here, steek die vlam van getuienis in ons aan,
sodat ons U naam kan groot maak en verheerlik. Aan U al die lof en die eer. Amen.